Baie welkom aan elke een vandag hier. Dit is 'n absolute voorreg om hierdie oomblik, hierdie tyd met julle te kan deel. Vriende, ek wil vinnig kyk na ons afkondigings. As ons net gou-gou kyk op daai klankkas, ek weet nie of julle dit kan raak sien nie, lê daar nog 2 oorfone. So as dit so is dat jy dalk 'n bietjie moeilik hoor in die kerkgebou, want die kerkgebou klank is partykeer 'n bietjie snaaks, gevolg van die akoestiek van die kerk. So as jy voel maar ek sukkel om te hoor, is jy baie welkom om met Hans of met Jackie of met myself te praat. Ons het 'n stelsel wat fantasties werk. Dan vriende, as ons verder kyk na ons week, hierdie week se Bybelstudie voort soos normaal, en dan Saterdag het ons ringsitting. Nou ringsitting is waar ons afgevaardigde stuur van elke gemeente in ons ring. Ons is 8 gemeentes en ons vergader hierdie jaar in Graskop en ons vra dat dit eers gemeente saam met ons sal bid vir die ringsitting. Dat ons saam sal bid dat die regte besluite geneem sal word. Dat ons saam sal bid vir eenheid in ons ring. Dat ons saam sal bid dat die Here op 'n besonderse manier ons as gemeentes nader aan mekaar kan bring. Dat ons in mekaar se lewens kan inbou. Bid vir die ringsitting, vra ons. En dan volgende Sondag is dan ook 'n doopsondag. Dis altyd 'n kosbare tyd wanneer ons 'n doop het. So kom ons deel net in 'n feesviering van die doop wat ook gaan plaasvind. Ek wil vinnig noem rondom vandag se kategese. As die kategete met die kinders in die saal kom, moenie skrik nie. Dit was die Gereformeerde Kerk se bazaar die naweek, alhoewel hulle altyd die plek vir ons mooi skoon los. Ons is altyd dankbaar daarvoor. Maar die graad 1 tot 3's of graad R tot 3's gaan dan vandag in die Lemmer Venter in asseblief. Dankie. Vriende, ek sien ook hierse afkondiging wat net vra, as jy agterkom dat jou inligting van die kerk se kant af nie reg lyk nie, soos verjaarsdae of huweliksherdenkings, ons het nou al 'n paar sulke foutjies opgetel. So as jy agterkom as 'n fout, asseblief praat met ons. Werk hy? Nee. OK. Asseblief kom praat met ons, want dit is vir ons belangrik dat ons die regte inligting van elkeen moet hê. Dan laastens is ons gemeente wat vir mekaar bid. Ons het net 2 name op ons lys vandag. Ons bid vir Marlies Olivier en ons bid vir Tannie Letty Mulder. In besonder wil ek vra vir Marlies, sy sou gaan vir behandeling vir 'n gewas op die brein, en hulle het in die week het hulle gehoor dat hulle die behandeling nie gaan doen nie, want die dokters dink nie dit gaan werk nie. So hulle is bietjie op 'n moeilike plek. Kom ons bid dat die Here regtig vir hulle 'n stuk vertroosting sal bring in hierdie tyd. En dat die Here 'n uitweg ook vir hulle sal gee. Vriende, dan vra ek dat ons so stil raak en ons gaan nou saam bid vir hierdie 2 persone, maar ook vir elke een wat nie op hierdie lys is nie. Want ons almal weet van iemand wat dalk 'n operasie ondergaan het. Iemand wat dalk met hulle eie worstelinge besig is. Kom ons bid vir hulle. Kom ons dra hulle name op na die Here en ons vra dat die Here in hulle lewens sal werk, dat die Here hulle sal vashou. Kom ons bid saam. Hemelvader, hier kom ons as u gemeente bymekaar. In die eerste plek om u naam groot te maak. Want u is God, u is koning, u is Here. En Here, dan vra ons dat u vir hierdie mense in besonder sal seën. Ja Here, vir hierdie 2 name op ons lys, bid ons Here. Ons vra dat u genesing sal bring, of die weg oop sal maak vir genesing. Here, ons vra dat u naam groot gemaak sal word in hulle lewens. Maar Here, ook elke naam aan wie ons as gemeente nou kan dink,
bid ons en ons vra, Here, raak hulle lewens aan. Bring herstel. Mense wat in was vir operasies, mense wat dalk chemo gekry het, mense wat met hulle eie siek wees worstel. Vra ons, Here, bring genesing. Here, ons vra dat U teenwoordigheid hulle sal toevou, dat hulle sal weet dat U by hulle is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Psalm 121. Op reis sing die Israeliete hierdie lied. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde. Vriende, in die teenwoordigheid van hierdie God, groet ek U met die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus, God die Vader wat jou liefhet, die Heilige Gees wat vandag in jou lewe wil inspreek. Vriende, ek nooi uit, kom ons loof die Here, en ons begin met, sommer 'n lekker loflied, in U is vreugde, vrede en vreugde. Kom ons sing van die vreugde, die vrede wat God vir ons gee. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Vriende, as ons kyk na die sterre in die hemel, as ons kyk na die wêreld rondom ons, dan kan ons nie anders as om raak te sien dat God in hierdie wêreld werk nie. En God het vir jou en vir my gemaak. En kom ons sing hiervan, wanneer ons sing, as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan, die sterre, dan weet ek, Here, U is in beheer. Kom ons sing. As ek U hemel aanskou, die werke van U vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan dat U aan hom dink?
Wat is die mens dan dat u na hom omsien? U laat ons heers oor u werk, die werke van u hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u aan hom omsien? O Heer ons Heer, hoe wonderbaar u naam, o Heer ons Heer, juich harde roem sy naam, Heer ons Heer, hoe wonderbaar u naam, o Heer ons Heer, juich harde roem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van u vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering, Heer. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? U laat ons heers oor u werk, die werke van u hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Wat is die mens dan dat u na hom omsien? O Heer ons Heer, hoe wonderbaar u naam, o Heer ons Heer, juich harde roem sy naam, Heer ons Heer, hoe wonderbaar u naam, o Heer ons Heer, juich harde roem sy naam. Ons roem u naam, ons roem u naam. Hemelvader, wanneer ons dink aan alles wat u gemaak het, en dat alles in die wêreld onder u heerskappy staan, onder u autoriteit staan, Here, dan vra ons die vraag, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Ja, wat is die mens se kind, dat u na hom omsien? En Here, dan weet ons, dis 'n absolute liefdesdaad. Hemelvader, daarom wil ons ook in hierdie oomblik, alles wat ons is, alles wat ons het, voor u kom neerlê. Ja, Here, ons vra dat u ons gedagtes op u sal fokus. Help ons, Here, om in hierdie oomblik die keuse te maak, om op u te fokus. Om enige iets wat ons aandag wil aftrek van wat u wil doen, te ignoreer, op sy te sit, te berre, want Here, in hierdie oomblik wil ons op u fokus. Here, op hierdie oomblik wil ons net bewus wees van u grootheid. Daarom, Here, wanneer ons nou hierdie lied sing, hoe groot is ons God, dan vra ons hierdie retoriese vraag. U is die almagtige, groot God. Kom sing hierdie lied, hoe groot is ons God. Tussen sy
sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God uit drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Hemelvader, almal sal sien hoe groot U is. Daarom, Here, kom wy ons vandag in hierdie oomblik ons lewens aan U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, kan die plekke inneem. Vriende, as wet lees ek vanoggend vir ons uit Jakobus 1 van vers 2 tot vers 8. Martin, net my stem bietjie sagter sit nie asseblief. Dankie. Jakobus 1 van vers 2. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers en susters, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigstens te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Jakobus is altyd vir ons 'n uitdaging, wat vir ons kom uitdaag op van ons alledaagse frustrasies en belewennisse en dinge waarmee ons worstel. Jakobus kom sê vir ons, daar sal versoekings in ons lewens wees. Dit sal gebeur, dat ons op allerhande maniere versoek word. Ja, wanneer ons dit verwag of nie. In tye wanneer ons gereed is vir die versoekings, en in tye wat ons nie gereed is vir die versoekings nie. Maar dan kom sê hy, dis 'n goeie ding. Want in die versoeking kry ons kans om te oefen, om nader en nader aan God te kom. En daarom sê hy, beskou dit as 'n vreugde. Want deur die versoekings te deurstaan, daarin vind ons volharding. Volharding wat lei tot 'n standvastige geloof. 'n Standvastige geloof wat vir God kan vra vir wysheid. Wysheid wat
wat ons help om te verstaan hoe ons elke dag moet aanpak, elke situasie moet hanteer. Vriende, daar kom tye in ons almal se lewens, wanneer ons moet volhard in die geloof. Die vraag wat ek vir myself vra, en wat ek julle wil innooi om vir julleself te vra, is dit: het ons hierdie week in ons versoekings volhard? Dit beteken, wanneer die versoekings kom, dat ons dit teëstaan. En vriende, wanneer ons die wet lees, dan doen ons dit nie om 'n las op mekaar se skouers te plaas nie, maar ons doen dit as 'n herinnering aan dit waartoe God ons roep. Wanneer ons mekaar daarin herinner, dan gee ons ook nou geleentheid om na die Here toe te kom en te sê: Here, hier is my lewe. Here, ek sê dankie vir 'n goeie week wat ek die versoekings kon teëstaan, want ek weet dis genade uit die hand. Here, daar is plekke wat ek nie die versoekings kon teëstaan nie. En ek vra Here, vergewe my. Gee my krag om dit vandag te staan, om dit môre te staan. Kom ons bid saam. En elkeen van ons wy ons lewens aan die Here. Kom ons bid. Hemelvader, hier staan ons, Here, u familie, u gesin. Here, ons weet dat daar versoekings in ons lewens is. Here, u ken die pad wat ons geloop het hierdie week. Daarom, Here, sê ons dankie vir elke oorwinning. Maar Here, elke keer wat ons ingegee het vir versoekings, vra ons om verskoning voor. Ons vra, Here, dat u vir ons die krag sal gee om die regte keuses te maak van hier af vorentoe. Here, ons vra, was ons skoon. Was ons harte skoon, ons gedagtes skoon. Dat ons ook nou skoon na u kan luister. Dankie Vader dat ons weet dat u ons liefhet, dat u ons vergewe en dat u ons skoon was. Daarvoor, Here, prys ons u naam. Dankie, Here, vir bevryding in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, dan is dit vir ons 'n absolute voorreg om te weet dat God ons vandag skoon was. Dat hy ons reinig, dat hy ons vrymaak van die bande van gister. Dat ons vandag ten volle kan leef. Ek wil u uitnooi om nou saam met my ook jou geloof hardop te bely. Kom ons staan wanneer ons dit doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie Vader, dat ons op hierdie manier ons lewens aan U kan wy. Here, wanneer ons nou U woord oopmaak, vra ons, praat met ons, spreek in ons lewens in. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, kan die plekke inneem.
Vriende, ons skriflesing is vandag uit Genesis 22. Genesis 22. Hier het ons vir Abraham op een van sy moeilikste keuses wat hy moes maak. Daarom nooi ek jy uit. Kom ons lees Genesis 22 saam. Ek lees van vers 1 tot by vers 19. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole vuur en die mes gevat. So het hulle twee saam geloop. Isak sê toe vir Abraham, sy vader, Pa? En hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kole vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saam geloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê, bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste van my terughou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het, en nie jou seun, jou enigste van my teruggehou het nie, sal ek jou ryklik seën, en jou nageslag so geweldig vermeerder, soos die sterre aan die hemelruim, en soos die sand wat langs die seestrand is. Jou nageslag sal op die stadspoorte van hulle vyande in besit neem. Al die nasies van die aarde sal wens om so geseën te wees, soos jou nageslag, omdat jy na my stem geluister het. Abraham het toe teruggekeer na sy dienaars, en hulle het opgestaan, en saam met hom na Berseba teruggegaan. Abraham het in Berseba bly woon. Hierdie teks het hierdie week hard aan my gekou. Veral hierdie naweek, terwyl die preek in my gedagtes is, en ek op die bank sit, en my seentjie hier langs my sit, dan worstel 'n mens met hierdie teks. Ek wil vir myself die prentjie probeer teken van hierdie jong seun. Waarskynlik was hy laerskool, dalk bietjie jonger as laerskool. Hy kon al verstaan, hy het al begrip gehad vir offers. Hy het verstaan dat as ons is op pad om 'n altaar te bou en ons is op pad om 'n brandoffer te maak. Dis nie sommer net 'n ligte offer nie. Dis 'n groot ding waarmee hulle besig is. Hy verstaan, ons gaan vuur maak. Hy verstaan, ons moet eintlik 'n ram op die vuur neersit en hy verstaan wat gebeur.
Hy is sterk genoeg om 'n sakkie hout te dra. Waarskynlik laerskool rond. Teken vir jou hierdie prentjie van God vra vir jou om hierdie ding te doen as ouer. Vir die kinders, teken hierdie prentjie dat jou pa kom na jou toe en hy sê, seun, die Here het gesê ons moet op 'n berg gaan offer. Hier's 'n belangrike ding. Teken vir jou daai prentjie, jou pa kom praat met jou in hierdie ernstige stem. Maak jouself gereed, ons gaan op reis. Nou ons ken ons seuns. Ons is op pad natuur toe, ons gaan 'n bietjie kamp in die veld, man, dit gaan 'n avontuur wees. Teken vir jou hierdie prentjie van wat deur Abraham se gedagtes moes gegaan het. Vir 3 dae lank stap hulle. Wat Abraham moes gedink het en gevoel het vir daai 3 dae. Terwyl sy seun hier onder sy arm loop. As hulle in die aand in die tent lê, praat hulle nog stories met mekaar. Teken vir jou hierdie prentjie. Hierdie verhaal van Genesis 22 is 'n ware verhaal. Dit het regtig gebeur. Hierdie verhaal is nie net vir ons 'n historiese gebeurtenis nie. Dit is vir ons 'n verhaal oor geloof. Dit is vir ons 'n verhaal oor 'n diep gehoorsaamheid aan God. Dis vir ons 'n verhaal van wat God van ons vra en hoe God vir ons voorsien op hierdie reis. Ons het van die begin af vir mekaar gesê wat ons met Abraham besig is. God nooi ons op 'n reis. Hy nooi ons om saam met hom te loop. Hy nooi ons om saam met hom te beweeg en ons verhouding met hom te bou. Hy nooi ons uit om hande met hom te vat en deur moeilike tye te loop. Hy nooi ons uit om hom te vertrou met wat hy van ons vra. Vers 1 van Genesis 22 is nou net nadat Isak gebore is, het daar nou 'n tyd verloop. Hy sê nie presies hoeveel nie. Maar na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Hy het vir Abraham getoets. Het ons nie ook presies daarvan gelees in Jakobus nie? Wanneer versoekings oor ons pad kom, moet ons hierdie toets deurstaan. Hy het vir Abraham getoets. Nou teken vir jou weer eens die prentjie van wie Abraham is. Abraham was 'n man van Abraham het nie vir God geken nie. Hebreërs sê dit vir ons. Abraham het niks van God geweet nie. En hierdie God, skepper God van die hemel en aarde, het homself op 'n wonderbaarlike manier aan Abraham bekend gestel. En dan nooi hy vir Abraham. Hy sê, Abraham, ek het jou gekies. Abraham, ek wil van jou 'n groot nasie maak. Jy wat al reeds 80 jaar oud is, jou vrou is 70 jaar oud. Ek wil julle op 'n reis vat. Ek wil hê julle moet saam met my hierdie pad loop. Ja, tot nou toe het julle nie kinders gehad nie en julle het waarskynlik opgegee om kinders te hê. Maar weet jy wat, vir jou gaan ek 'n nageslag gee. Teken hierdie prentjie, die hoop wat daar vir Abraham geskep word. Abraham wat waarskynlik al reeds op daai stadium 'n rykdom gehad het. Want daar staan in Genesis 12, hy moes al sy goed bymekaar maak om te trek. Abraham was 'n ryk man, maar hy het geweet, hy is arm want hy het nie kinders nie. Daar is nie vir hom 'n nageslag nie. Daar is nie vir hom 'n nalatenskap nie. God nooi hom op hierdie reis. Vir 20 jaar wag Abraham vir 'n seun, vir 'n kind.
vir die kind wat God beloof het. Op hierdie reis het daar 'n klomp dinge gebeur. Daar was hoogtepunte, daar was laagtepunte. Op hierdie reis is hulle 2 keer uit ander lande uitgejaag vir 'n rede wat Abraham weet hy verkeerd was. Maar hy uitgejaag, loop, ons soek jou nie hier nie, jy's net vir ons moeilikheid, Abraham. Abraham beleef hierdie reis saam met God. Op hierdie pad leer hy om God te vertrou. Nou is dit 'n paar jaar later, kom ons sê dit is nou al 28 jaar, argumentsontalwe. En hier is die beloofde kind. Hier is die kind wat al die beloftes wat God gemaak het, laat waarkom het. Abraham, ek wil hê, jy moet al die vertroue van die laaste 28 jaar vir my gee. Abraham, ek het jou genooi op hierdie lewensreis. Ek wil hê jy moet alles vir my gee. Hierdie versoek van God op Abraham se lewe, hierdie toets is meer as net, is jy bereid om jou seun vir my te gee? Is jy bereid om jou lewe vir my te gee? Al jou hoop, al jou drome, al jou wense, al jou beplannings, is jy bereid om alles vir my te gee? Dis die toets. Dis hier waar Abraham se geloof langs God se waarheid neergesit word. En waar die twee teen mekaar opgemeet word. Abraham se geloof en God se waarheid. Die skrikwekkende is dat Abraham doen dit. Nêrens lees ons dat Abraham vir 'n oomblik terughou nie. In vers 2 is dit nog God wat aan die woord is, ek wil hê jy moet hom soontoe vat en daar gaan offer. Vers 3, Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook vir Isak. Hy het alles gepak wat nodig was. Hy het nie gewag nie. Hier's iets te sê van Abraham se geloof in hierdie oomblik. Abraham het nie met God gedebatteer oor dit wat hy oor sy pad gebring het nie. Abraham het nie in God getwyfel oor dit wat God gevra het nie. Die laaste amper 30 jaar in Abraham se lewe het hy geleer, waar hy vir God glad nie geken het nie, het hy God leer ken en hy weet God is 'n betroubare God. Hy weet dit. Hy weet dit bo alles. Selfs wanneer Isak dit vir hom vra. Wanneer Isak vir hom vra, hier is die kole, vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. God sal voorsien. Ek is op reis met God. Ek is besig om hierdie pad saam met God te loop. En God is nou met my op pad ergens heen wat ek nie lekker weet waarmee ons besig is en waant ons op pad is nie. Maar ek weet God sal voorsien. In die Ou Testament was offers 'n belangrike deel van hulle aanbidding van God.
Maar te midde van die belangrikheid van die offers, sien ons raak dat dit vir God nie oor die offers gaan nie. Sien, die offers is bedoel dat jy jou geloof aan jou lyf voel. Dit is waarvoor die offers daar is. Die offer is daar om my beste kalf vir die Here te gee. Hierdie kalf wat die potensiaal het om 'n stoetbees te word, vir God te gee. Die offer is bedoel om my eerste oes vir die Here te gee. Ek weet nie hoe die res van die oes gaan lyk nie. Ek weet nie hoe die res van die opbrengs gaan lyk nie. Ek weet nie hoe dit vorentoe gaan kom nie, maar hierdie eerstes, hierdie bestes, gee ek vir die Here. Ek voel dit aan my lyf. Dis wat die offer doen. Die offer is daar, dwars deur die Ou Testament, vir gelowiges, om dit aan hulle lyf te voel. En dan is daar die brandoffer, wat bedoel is om geoffer te word ter wille van ons sondes. Want bloed moet vloei, dat daar vergifnis vir ons kan kom. Maar God sê, ek wil net 'n verhouding met julle hê. Ek wil net die pad saam met julle loop. Ek wil net hê julle moet op hierdie reis saam met my gaan. So ongelooflik, as ons Psalm 51 oopmaak, dan sê hy in vers 19, offers aan God is eintlik maar net 'n gebroke gees. Maar dan, in teenstelling, 'n gebroke en 'n verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie. Met ander woorde, as ons met ons gebroke hart voor die Here kom, sal die Here dit nie minag nie. Hy sal dit nie uit die pad uitvee nie. As ons hart vir God gee. Dit wat ons is, ons wese, ons lewe, aan God wy. Hy praat van gehoorsaamheid. Om in gehoorsaamheid ons hart aan God te wy. Abraham se bereidheid om sy seun te offer is 'n ongelooflike sterk beeld van die gehoorsaamheid wat God van ons vra. Is dit nie so dat ons te maklik sê, ja, ek weet nie of ek dit sou kon doen nie. Dalk is dit 'n stukkie eerlikheid aan ons kant. Maar wat is dit wat die Here van ons vra? Hy vra twee dinge. Wees gehoorsaam aan my en vertrou dat ek sal voorsien. Is eintlik so eenvoudig soos dit. Hierdie verhaal van Abraham dring ons om ons prioriteite te heroorweeg. Oor wat vir ons die belangrikste in die lewe is. Want ja, dit is maklik, môreoggend stap ons terug in ons werk in ons lewens in, en ons gaan aan met ons daaglikse lewe. Ja, die werk moet gedoen word. Ons gaan aan met ons daaglikse lewe van, ons moet maar net oorleef in hierdie gebroke wêreld. Want laat ons dit nie miskyk nie, hierdie wêreld is chaos. Laat ons dit nie miskyk nie, hierdie wêreld verwag 'n klomp goed van ons, vra 'n klomp goed van ons. Maar wat vra God? Wat vra God van 'n maandagooggend? Wat vra God van 'n donderdag? Wanneer ons al moeg is van die week? Wat vra God van ons in ons lewens? In daai oomblikke vra God dat ons sal vertrou in God se voorsiening.
ons sal vertrou in God se voorsiening. Teken vir julleself weer die prentjie. Abraham en Isak het saam die altaar gebou, waarskynlik 'n klomp klippe op 'n hoop gepak, wat soos 'n tipe tafel lyk. Dalk nie te groot nie, hulle moet dalk op hulle knieë staan, maar hier lê 'n kliptafel voor hulle. Hulle pak die hout is reg om aangesteek te word. Ons bly in Suid-Afrika, nee, ons weet hoe om vuur te maak, ons weet hoe om hout te pak. Jy kan daai prentjie sien. En dan vat Abraham, 110-jarige Abraham, sy seun, en bind hom vas, want ek kan myself indink, dat Isak dalk sou wou weghardloop. Ek kan myself indink, dat Isak nie heeltemal sou wou instem vir hierdie idee nie. Ek kan myself indink, dat hier nou 'n gestoeine is. Kan jy jouself indink waar Abraham is op daai oomblik? Dan as hy sy hand uitsteek. Die ongelooflike van hierdie teks is hoe hy elke stukkie detail vir ons verduidelik. Vers 10 sê dit. Vers 10, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Kan jy jouself indink hoe swaar daai oomblik moes gewees het? Nou kom die stem uit die hemel. Abraham, Abraham. Hokkai, stop. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, want ek weet dat jy vir God ontzag het. Die woord daar is vrees, dat jy vir God vrees. Maar dis nie 'n bang vrees nie. Dis nie dat Abraham dit doen omdat hy vir God bang is nie. Hy doen dit omdat hy weet God is reg. Want dit is die vertroue wat ons in God het. 'n Vertroue wat sê, God is reg. Al maak dit nie vir my sin nie, God is reg. Ek kan sien dat jy, Abraham, vir God ontzag het. In daai oomblik dan kyk Abraham op en daar's 'n ram wat vassit in 'n bos. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Maar daar's 'n ram wat vassit in 'n bos. Abraham, 110 jaar oud, loop en gaan vang 'n wilde ram daar buite in die bos. Dis wat hy doen. Hy haal vir Isak af en hulle offer saam vir die Here. Hulle aanbid vir God. Hulle bring eer aan God vir bevryding. En hierdie ram verteenwoordig meer as net hierdie oomblik vir Isak. Die ram is nie die redding vir Isak se lewe nie. Maar dit verteenwoordig die eendag Jesus wat vir ons kom sterf. Verstaan ons hierdie konsep dat as ons nie vir Jesus Christus het nie, as ons nie geloof in God het nie, dan is ons verlore. Verstaan ons hierdie konsep? Verstaan ons hierdie konsep dat elkeen daar buite wat nie vir God het nie, verlore is. En dat God in ons lewens hiervoor 'n passie wil aansteek. Dat God ons nooi op 'n reis deur hierdie chaotiese, gebroke wêreld, 'n wêreld gevul met kwaad, 'n wêreld gevul met gebroke mense, 'n wêreld gevul met ongeluk,
met siekte, met worstelings. Dat God ons nooi deur hierdie wêreld om geloof in hom te bou, om ons vertroue al meer in hom te bou, om in verhouding met God te staan. Dis waartoe God ons nooi. Nou word God nie net vir Abraham nie, maar ook vir my en vir jou, die God wat voorsien. Of dan, soos wat Abraham dit stel, die Here wat voorsien. Die Hebreëse woord daar is Yahweh Jireh. Nie of julle dit al gehoor het nie. Dis 'n naam wat aan God toegeken word. Dit staan vir God sal voorsien, of dan God die voorsiener. Vriende, dink vir 'n oomblik. Wat is die stryd op hierdie oomblik in jou lewe? En dalk sit jy vandag hier en sê, ja, ek's okay. Ek het nie 'n stryd nie. Dan's ek dankbaar. Dan's ek dankbaar saam met jou voor God, dat God dit vir jou uitsort. Maar vriende, wat is op die oomblik die groot ding wat voor jou lê? Wat is op die oomblik die uitdaging wat jy moet deurdruk? Dan vra ek net hierdie vraag, wie is God? Hy is die Here wat voorsien. En hy sal voorsien in ons elkeen se lewe. Die verhaal van Abraham en Isak is eintlik 'n diepgaande getuienis van geloof, dat God gehoorsaamheid van ons vra. Dat hy vra, jy is my kind. Ek vra net dat jy maak soos ek sê. Vir ons beteken dit om God te vertrou met die pad wat hy vir ons voorberei het. Al verstaan ons dit nie. Al maak dit nie vir ons sin wat op die oomblik gebeur nie. Al is ons dalk op 'n plek van ek weet nie waartoe nie. Ek weet nie wat volgende nie. God sal voorsien. Vertrou in hom. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here wat voorsien. Vir ons is dit 'n absolute voorreg om U te ken. Te kan weet dat ons saam met U die pad kan loop. Here, dankie dat U elke een van ons wat hier is, uitnooi op die pad saam met U. Here, dankie dat U vir ons 'n pad beplan het wat ons kan vertrou, want ons weet, Here, U is reg. Ja, Here, partykeer is daar daai oomblikke in ons lewens wat ons nie weet hierdie kant of daai kant nie, maar my gebed is, Here, dat ons ook soos Abraham onmiddellik sal reageer. Wanneer U ons roep tot 'n saak, dat ons sal reageer. Dat ons sal maak soos wat U van ons vra, dat ons gehoorsaam sal wees, Here, want dit is ons diepste hartsbegeerte. Om U te verheerlik deur ons gehoorsaamheid. Ja, Here, in hierdie chaotiese wêreld is daar baie stemme wat na ons uitroep en in ons ore wil skree. Here, help ons om op U naam te fokus. Dat ons U stem sal hoor wanneer U met ons praat. En ja, Here, dat ons die keuse sal uitoefen om gehoorsaam aan U te wees. Here, ons loof U, ons prys U vir wie U is, want U is God. En ons staan 100% afhanklik van U. Mag ons volhard in ons vertroue, Here.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Graag geleentheid gee om ook nou ons offergawes vir die Here te gee. Ek kyk op na die berge, o waar vandaan kom daarop vir my? My hulp kom van die Here, hy het hemel en aarde gemaak. Hy sal nie toelaat dat jy val nie, hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer of hy slaap nie. Hy laat jou veilig wandel in die lig, hy laat jou ewig wandel in die lig. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie bedreig. Hy sal jou uitgang en jou ingang beskerm, beveilig en bewaar. Hy sal nie toelaat dat jy val nie, hy sal nie toelaat dat jy soog, want hy sluimer en hy slaap nie. Hy laat jou veilig wandel in die lig, hy laat jou veilig wandel in die lig, hy laat jou veilig wandel in die lig. Vriende, ons gaan afsluit met die vertrouenslied op berge en in dale en oral is my God. Ons sing al 4 verse van hom, maar ek wil u tog uitnooi vir koffie na die erediens. Katedese gaan voort. As enige nuwe intrekkers is u welkom om my so vir 'n oomblik net vinnig hier voor te vang. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied.
Mag die genade en die vrede en die leiding van God, Vader, Seun en Heilige Gees in jou lewe wees, dat jy in vertroue van God kan leef. Alles is genade.